dan stuur haar seun vir haar klomp dollars huis toe. En sy kyk na die presidente se prentjie, sy dink is sy vriende, en sy bær dit in 'n boks. En die ou tannie sit, en sy vergaan van ellende. Weet jy, ek wil nie hê dat jy as kind van die Here, terwyl daar vir jou 'n erfenis is, terwyl jy nog op hierdie aarde is, ek wil nie dat jy as kind van die Here met sit, en jy het die rykdom, jy het 'n boks vol rykdom met jou. En jy vergaan van ellende. Jy kan nie in oorwinning kom nie. Terwyl die Here vir jou hierdie dinge. Daarom kom hy en hy sê, verlig die oë van julle verstand, sodat julle hom kan ken. As jy hom ken, dan sal jy weet, hy's 'n waarmaker van sy woord. Dan sal jy weet, as hy iets gesê het, dan sal hy dit doen. Dan kan jy weet, jy kan staatmaak op jou erfenis. En dan kan jy weet, as jy, maar weet jy, dan dink jy, ai, die arme pastoor kry swak. Nee. Die pastoor is skatryk. Geestelik is hy skatryk. Amen. Prys die Here. Ek wil afsluit met 'n ding. Ek wil afsluit met 'n fisiese erfenis. Maar ek wil weer ek het 'n ding raak gelees. Weet jy, 'n Psalm wat ek al 1000 keer gelees het. Lees ek 'n ding daar raak en ek dink net, as jy uitstap vanoggend gaan jy weer in die spieël kyk. Ons is mos lief om in die spieël. As jy huis toe ry, net nie in die tree-spieeltjie die hele tyd kyk, jy gaan ongeluk. Blaai na Psalm 50. Ek wil sommer lees van vers 1. 'n Psalm van Asaf. Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang. Nou luister nou hier. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Lees jy wat ek lees dan? Amen. Jy moet dit lees. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Wat sê hy? Hy sê God is volkome in skoonheid. Is dit wat jy lees? Is dit wat jy lees? Jy moet vir my ja sê of nee sê. Ek wil weet of jy lees wat ek lees. Is dit wat jy lees? En as ek Genesis 1 gaan lees, dan sê Genesis 1 vir my, ons is geskape. Ons is geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Hoekom is jy so bang om in die spieël te kyk? Dan die blommetjie. As ek in die spieël kyk, dan sien ek volkome skoonheid. Halleluja! Sy beeld, sy gelykenis, sy karakter word my karakter. Amen. Volkome skoonheid. As die kind van die Here op daai plek kom, waar jy dit van jouself kan sê, dan gaan jy sien verander jou lewe. Luister vanoggend wat ek vir jou sê. Want ons sit met probleme. Ons sit elke keer met 'n probleem. Ek wil nie in die spieël kyk nie en ek loop met 'n minderwaardigheidskompleks. Luister mooi. Jy's 'n kind van die Here, jy's 'n koningskind. Amen. Jy's vinnig om te sê, ja, ek is 'n koningskind. As jy 'n koningskind is, dan het jy dieselfde. As jy volgens die gelykenis van die koning. Dan het jy dieselfde geaardheid as die koning. Hallo? Amen. Die karakter van die koning. Sy beeld
word afgedruk op jou. Is dit waar? Jy moet bietjie daai vers, onderstreep bietjie daai vers, en dan gaan lees jy by die huis 'n paar keer vir jou mooi, en terwyl jy dit lees, dan kyk jy sommer in die spieël. Nou, as jy, ek wil hê jy moet dit doen. Ek wil hê jy moet dit doen. As jy dit doen, dan gaan jy sien, dan gaan jy weet presies wat beteken 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Dan gaan jy weet presies wat dit beteken. Hy sê, dis soos 'n man wat in die spieël kyk. En hy word van gedaante verander van heerlikheid tot heerlikheid. Na die beeld van moenie so min van jouself dink. Jy's pragtig. Hallo? Sê ek is pragtig. Nee, jy moet dit sê. Sê dit. Ek is pragtig. Dag vir jy. Kom ons, ek wil klaar maak met jou. Hy sê, Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Kyk daar, hy sê hy kan nie swyg nie. Daarom, jy as kind van die Here, jy moet nie kan stil bly nie. Jy moet nie kan stil bly oor die heerlikheid van die Here nie. Jy moet nie kan stil bly om te getuig van die Here nie. Daar's 'n liedjie wat ons sing maak en dan sê ek sal nie stil bly nie. Ek gaan nie stil bly nie. Ek kan nie stil bly nie. Ek wil praat, ek wil dit verkondig, ek wil sy lof verkondig. Ek kan nie stil bly nie. Hy sê hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. Hy sê versamel sy gunsgenote. Jy's mos 'n gunsgenoot. Halleluja. Jy's sy gunsgenoot. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Nou kom hy sê, hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Hy is jou God. Here is jou God. Hy sê, oor jou offers bestraf ek jou nie. En jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bok uit jou kraal nie. Nou kom hy sê, want al die wilde diere van die bos is myne. Die vee op berge by duisende is syne. Ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld is myne. Halleluja. Dis jou erfdeel. Jy skatryk. As jou pa die koning is, wie is jy? Wat is jy? Prins en 'n prinses. Dis jou erfdeel. Ek bedoel my suster. Dis myne en dis joune. Kinders van die Here, dis dinge wat my opgewonde maak. Dis dinge wat my met die blyskap. Ek wil afsluit met vers 15. Kyk wat vers sê vers 15. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid. En wat? Ek sal jou uithelp. Dis deel van jou erfenis. As jy hom aanroep, dan sal hy jou uithelp. Vir altyd. Vir ewig. Roep my aan in die dag van benoudheid. Weet jy wat, as jy in die Hebreërs gaan kyk, wat beteken daai benoudheid? Hy sê, dis wanneer jy nie eens meer kan asem kry nie. Dis wanneer jy op jou laaste is. Daai wanneer jy op jou benoudste is. Het jy al agtergekom as jy op jou benoudste is en jy wil skree? Het jy al geluister wat kom daar uit? So 'n klein piep geluidjie. Kom, die grootste man wat is met die grofste stem, as hy in benoudheid is en hy wil begin skree, weet jy wat kom daar uit? Dit klink soos 'n muis, 'n piep. Dis wat hy sê, dis wat die Here sê. En ek sal, hy gee die woord sal. Hy sê, ek sal jou uithelp. Maar jy moet my eer. Hy sal jou uithelp. Dis deel van jou erfenis. Dis deel, jy's 'n mede-erfgenaam. Dis deel van jou vir ewig, onverwelklike erfenis. Vir ewig, wanneer jy roep dan antwoord hy. Wanneer jy roep dan sê hy, ek sal jou uithelp. Daai sal jou uithelp. Dis vir alles, dis vir elke ding wat daar is. Die Here jou God. Daarom sê hy's 'n ontfermer. Hy's 'n ontfermer. Die God wat ek en jy het is 'n ontfermer. 'n Ontfermer. Pieter kom speel. Hy ontferm oor my en jou. Amen. Hy wil net die beste vir jou hê. Amen. Daarom gee hy jou 'n
geestelike erfenis. Wat bestaan uit wysheid. Dis die Heilige Gees, wysheid, kennis, krag. Wat meer wil jy hê? Wat wil die kind van die Here meer hê? Ons is so kragteloos. Maar weet jy, die Here kom en hy gee vir ons daardie krag. Daardie krag kom die Here en hy gee vir ons. Weet jy kan met jou eie krag en jy niks doen. Jy kan maar dag vir dag probeer, jy gaan niks vermag. Daarom kom Paulus, ek het laasweek ook vir jou gesê, daarom kom Paulus in Efesiërs 6:10, hy sê, eintlik broeders, word kragtig in die krag van die Here, in die krag van sy sterkte. Dan word sy sterkte jou sterkte. Is dit nie wonderlik nie? Dis jou erfenis. Dis vir jou gegee. Dan is daar een belang, jy kan maar by die huis gaan lees. Titus 3 vers 7. Ons erfdeel, die ewige lewe. Titus 3 vers 7. Dis of die Here kom en die Here sê, weet jy, ek het nou nog nie genoeg vir jou gegee nie. Ag, hier is nou die cherry op die koek. Die ewige lewe. Ek het hierdie erfdeel net so 'n bietjie gehou vir laaste. Het jy al gesien, as jy verjaar, en jy jou maale weet wat jy die graagste het. Hulle weet. Dan koop hulle vir jou klomp klein goedjies. Dan gee hulle dit vir jou. Dan maak jy, as jy dit oopmaak, maar jou hart klop seer, want jy wil daai ding gehad het. Dan mos hulle jou so 5 minute, dan sê hulle jy moet die koek blaas. Dan wil jy nie eers nie, want jou hart is seer. En terwyl jy daar sit, dan gaan haal hulle daai ding uit. Dan kom hulle, dan gee dit vir jou. Dan vergeet jy van alles. Dis nou wat die Here kom en hy sê, ek het jou al hierdie goed gegee, en net jy dink, wow, dan sê hy, jy is die beste nog. Amen. Die ewige lewe. Dankie. Kom ons staan. Kom ons staan en so gaan vra vir wie ons sal vandag met gebed is.